Goeiemôre liefdes. Welkom in die erediens waar ons saamkom om die Here te aanbid, sy liefde te vier. Mag elkeen van ons vandag die vrede en teenwoordigheid van God ervaar. 'n Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons kom nie net saam hier as individue nie, maar ons kom saam as 'n geloofsfamilie. 'n Familie wat saamgebind is deur genade en deur hoop. Laat ons harte dan vandag oop wees vir sy woord, ons stemme vir sy lof en ons hande vir sy diens. Die Here is hier. Kom ons aanbid hom met blydskap en eerbied. Kom ons kyk na mense wat ook in hierdie dae ons voorbereiding nodig het. Ons dink aan Susan Meiburg. Susan was in die hospitaal, sterk tans aan by haar seun. Ons bid ook vir Susan vir spoedige volkome genesing. Dan was Philip en Marna Snyman se kleindogter in Kloof Hospitaal met een van die bakterie. Ons bid ook vir haar, dis Petronys se jongste dogtertjie, dat sy ook baie spoedig volkome gesond sal wees. As ons kyk na 'n verjaarsdag, dan verjaar TV Barnard die 14de. TV, baie geluk met jou verjaarsdag. Hoop is 'n mooi en geseënde jaar wat vir jou voorlê. En daar's twee belangrike jong mense wat verjaar, Hanay en Johanay. Baie geluk met julle verjaarsdag die 15de. Ek moet sê ek het vir oupa en vir pa gevra of hulle kredietkaart sterk genoeg is om vir hulle persente te koop. So as jy nie 'n groot ding kry, is nie my skuld nie. Okay. Nee, lekker verjaar julle. Ek hoop is 'n mooi jaar vir julle twee wat voorlê. Dan verjaar Frikkie Steyn ook die 15de April. Ons sê vir Frikkie baie geluk met sy verjaarsdag. Die 16de April verjaar Renée de Vos. Paula, baie geluk ook met jou kleindogter se verjaarsdag. En die 16de April verjaar Corina Sefton ook. Philip en Marna Snyman het verlede donderdag 'n kleindogter ryker geword. Dis Janus, hulle seun se tweede kind, 'n dogtertjie wat gebore is. Baie geluk ook aan Philip en aan Marna. Dan het ek gister vir Evan de Kok en Daniela Ricciardi in die huwelik bevestig, ook vir Evan en Daniela baie sterkte op die lewenspad wat voorlê vir hulle. Ons afkondigings in die gemeente, enkele sake ons raak hierdie week. Ons kollektes, ek sê nie baie daarvan nie, vir barmhartigheid en kerkkas in die voorportaal. Ons drink saam tee na die erediens, baie dankie aan Gloria en aan Paula, maar ek vra maar ons het diakonievergadering direk na die tyd, dat iemand asseblief ook net daar sal gaan help, om vir Gloria en Paula te help met die skink van die tee, sodat hulle diakonievergadering toe kan kom. Ons katekisasie het open vandag, na afloop van die erediens. Marshall Brits sal van ons die opening waarneem, omdat ek by die diakonie betrokke is. Ons diakens vergader direk na die erediens. Ons Bybelstudies hierdie week, Dinsdag 9uur en ook dan om 5:30. Ek wil vra dat ons die les 8 te doen en dan ook die eerste 5 vrae van les 9. Les 8 het 5 vrae, dis redelik intense vrae, dit handel oor die leerstelling van die erfsonde en dan ook les 9 se eerste 5 vrae. Dat ons, ek weet ons daarby gaan kom nie, maar dat ons net voorbereid is as ons dalk vinniger deur les 8 gaan as wat ek voorsien. Dit is oor die Romeine studiegids. Dan ons kerkraad in die Jakens vergader eerskomende donderdag 6:30, 18:30 hier in die kerkgebou. En dan is ons as kerkraad ook opgeroep vir 'n tasseskontrakte. 'n Tasseskontrakte is wanneer 'n gemeente met 'n sekere krisis sit wat hy nie self kan oplos nie, dan roep hy 2 naburige kerkrade op. In hierdie geval het Meyert in artikel 2980 saak die afsetting van 'n amptsdraer weens 'n grove oortreding van die 7de gebod. Daarom het hulle 2 naburige kerkrade vir Edenville en ook vir Alberton Wes opgeroep om te help oordeel of hulle die pad volledig gestap het, of dit wat gedoen is deur die kerkraad voldoende is, en ook dan getuienis in te win as die broeder wat afgeset gaan word teenwoordig is en die van die kerkraad ook getuienis te kry. Hierdie vergaderingsmoorhand dan ook 7uur in Meyerton. Ons predik van volgende Sondag kom uit Matteus 8 vers 5 tot 13. Ek maak met Matteus 8 vers 5 tot 13 dan ook klaar met die preekreeks oor die wonderwerke. Ons het geruime tydjie terug reeds afgehandel met 2 konings. Ons maak nou die Nuwe Testament, die wonderwerk ook klaar volgende Sondag. En as die Here wil, sal ek iewers in die jaar graag hierdie as 'n preekbundel in die gemeente, nie daar buite maar in die gemeente, dan ook versprei. Ek sal met die kerkraad in gesprek tree daar rondom. Ons gaan stil word voor die Here vanoggend met die woorde van lied 175, Majesteit, glansryke heerlikheid. Ons het die Here se lof verkondig vanoggend, aan hom die eer bring, ook was hy saamkom in die gemeente.
om ons te stel voor God in sy gemeente en in sy kerk. Ons sit so, dan sing ons lied 175 saam, daarna ons openingsseën. Gaan sy beheerlikheid, ons wil Jesus die koning hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, vanwaar ons kom tot by sy troon wil ons omprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons verwerp, hy het oorwin. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heerlijke heerlijkheid, hy het gesterf, ons heil verwerp, hy het oorwin. Aan die gemeente van God in Edewil, God se eie kind in die geloof, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Amen. Ons gaan Here loof met lied 184 vers 1, 3 en 4. Ons staan ons het sing, lof sing die Here. Kom ons bring lof van harte teenoor die Here en daarna doen ons saam belydenis van ons Christelike geloof. Lof sing die Heer, die ewige sing tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Here. Lof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof om die eer van die Here. Loof sing die Here, dis hy wat die kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die rede. Ons hy wat almagtige Heer, het ons in liefde beheer. Lof sing die Here, ja almal kom loof die Here. Alles wat asem het tot tydlose sfere. Hy is die lig, die ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Saam met die kerk deur al die eeue, gaan u en ek ons geloof bely, en ek nooi u om saam met my hardop u geloof te bely.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Sodat ons vergewe en verlos van dood. En die groot ontferming gee ons beskerming, redder uit die dood. Ons sal tot U eer, o Heer, en die hel met blydskap lewe, aan U oorgegewe. Saam met die kerk deur al die eeue, gaan ons luister na die wet van die Here, en ons doen dit aan die hand van Eksodus 20, daarvan vers 1 tot en met vers 17. Toe het God al die gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of van wat op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van die vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Die 5de gebod lui, geliefdes: eer jou vader en jou moeder, sodat jy lank mag lewe in die land wat die Here jou God aan jou gee.
Volgens die Heidelbergse Katekismus Sondag 39 beteken hierdie gebod dat God ons beveel om eerbied, liefde en trou te betoon aan almal wat hy oor ons gestel het. Dit sluit nie net ouers in nie, maar ook owerhede, onderwysers, werkgewers en geestelike leiers. Ons moet hulle goeie leiding gehoorsaam, hulle swakhede met geduld verdra en erken dat God deur hulle sy gesag uitoefen. Hierdie gebod vir eerbied vir gesag te toon, daardeur eer ons uiteindelik God self, want hy is die bron van alle gesag. Die gebod leer dat gehoorsaamheid nie blinde onderwerping is nie, maar 'n vrywillige erkenning van God se wil. Selfs wanneer gesagsfigure feilbaar is, bly ons geroep om met respek en nederigheid op te tree. Die belofte van 'n lang lewe beteken nie net fisiese jare nie, maar 'n lewe van vrede, 'n lewe van seën en stabiliteit in 'n gemeenskap waar eerbied en gehoorsaamheid heers. Die 5de gebod roep ons dus op tot respek, gehoorsaamheid en dankbaarheid teenoor diegene wat oor ons aangestel is en herinner ons dat ware eerbied vir mense 'n uitdrukking is van ons eerbied vir God, 'n lewenshouding van nederigheid en gehoorsaamheid wat tot seën lei. Ons antwoord by 10 gebooie, geliefdes, met lied 530 vers 1 en 2, die beruiming van 1 Korintiërs 13. Alles wat in die wet gesê word, dui op liefde, en daarom ook lied 530 vers 1 en 2, die samevatting van die liefde wat ons het teenoor God en teenoor mekaar. Ons staan as ons dit sing. Al die tale profesieë, die tyd hande verby, met die liefde die volmaakte, kom en sal vir altyd bly, want geloof gee troos en ligte, na die toekoms dryf die woord. Liefde is en bly die grootste, liefde sny die lewe oop. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, U is groot, almagtig en goed oor ons, en daarvoor dank en loof ons U driemaal heilige naam. Ons wil vanoggend, o Here, stil word voor U in 'n wêreld vol sonde, 'n wêreld in nietigheid verval. En ons wil vra, Here, dat U in hierdie oggend ons harte gevange sal neem om te luister na U woord. Ja, U, die goeie landbouer, het gesê, die woord gaan uit en word gesaai. 'n deel val op klipprige grond, 'n deel in sand, ja, 'n deel ook op goeie grond. En daardie deel moet vrug dra, 30, 50, 70 keer meer. Ons wil, o Here, vandag vra, dat U die woord wat hier gespreek sal word, sal seën aan elke hart, dat U liefde hierdie woord sal begelei deur die Heilige Gees, en dat ons in alles en deur alles aan U alleen die eer en die dank kan toebring. Ons bid vanoggend vir hulle wat siek is. Ons dink aan Susan wat tans aansterk. Ons dink aan Philip en Martha se kleindogter wat in die hospitaal was.
Ons bid, o Here, dat daar genesing spoedig sal wees. Maar ons is ook saam met hulle dankbaar vir wie U geseën het, vir Philip en Marna met 'n kleindogter, en ook die huwelik van Ethan en Daniela, dat U daardie twee jong mense wat U met U eie hand na mekaar gelei het, daardie huwelik sal seën, en dat alles wat gedoen en gesê word daarin, sal wees tot U eer en U heerlikheid. Ons Vader in die hemel, ons wil stil word as ons U woord oopmaak, want dit is die kardinale moment van hierdie erediens. U woord spreek suiwer, korrek en op die man af. Help ook die verklaarder van hierdie woord, dat die woord ingang sal vind en suiwer verklaar sal word. Nie menslike gedagtes nie, maar werklik waar U woord wat sal spreek tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Neem ons hart nou gevange. Dit vra ons in die naam van Hom, ons Here Jesus Christus. Amen. Ek gaan saam met jou uit Markus 3, 6 verse lees. Die eerste 6 verse. Jesus het weer na die sinagoge toe gegaan. Daar was 'n man met 'n gebreklike hand. Die Fariseërs het Jesus dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbatdag sou gesond maak, sodat hulle vir Jesus daaroor kon aankla. Hy sê toe vir die man met die gebreklike hand, staan op hier tussen hulle. Daarna vra hy vir hulle, mag 'n mens op die Sabbat goed doen of kwaad doen, iemand red of doodmaak? Hulle het egter niks gesê nie. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê toe vir die man, steek jou hand uit. Hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Die Fariseërs het toe uitgegaan en dadelik met die Herodiane 'n komplot teen Jesus gesmee om die lewe te bring. Ons kernvers, geliefdes, die vers in rooi, Markus 3 vers 4 wat ek saam met die hele geleesde gedeelte sal hanteer. Daarna vra hy vir hulle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen, iemand red of doodmaak? Hulle het egter niks gesê nie. Dit is altyd reg om goed te doen, selfs wanneer iemand swyg of teenstand bied. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar kom en is oomblikke in jou lewe wat jy presies weet wat reg is, maar die mense rondom jou maak 'n keuse om oor hierdie saak te swyg. Daar is geen ondersteuning vir jou standpunt en jou siening nie. Jy staan alleen. Hulle kyk, hulle oordeel, hulle verwag stilswygend van jou dat jy sal aanpas by hulle reëls, sal aanpas by hulle tradisie, sal aanpas by hulle gemaklike stilte. In daardie oomblik staan jy met 'n keuse. Sal jy gehoorsaam aan God wees en doen wat reg is, of sal jy toegee aan die druk van die skare om soos hulle stil te bly? In hierdie kwartaal wat voorlê, gaan dit baie op ons pad kom, geliefdes. Op ons jong mense in besonder se pad, waar die portuïerdruk van hulle groep sal vra, pas aan by ons, moenie praat nie. Pas aan, swyg, moenie opstaan vir wat goed en reg is nie. En daarom gaan in hierdie kwartaal wat voorlê, baie keer van jou en my gevra word, gaan jy opstaan? Gaan jy praat? Of gaan jy stil bly? In Markus 3 staan Jesus voor presies so 'n oomblik. Hy is in die sinagoge, die heilige plek, op die Sabbatdag, die heilige dag van die Jode. Daar is 'n man met 'n gebreklike hand, die oorspronklike taal sê 'n verdroogde, 'n verdorde hand in die sinagoge. Die Fariseërs en skrifgeleerdes is ook daar. Hulle kom nie om te aanbid nie. Hulle kom om te kyk. Hulle kom om Jesus uit te vang en om te veroordeel vir dit wat hy doen, want dit was die Sabbatdag. En dan vra Jesus in vers 4 'n vraag wat die wese van die geloof raak. Is dit geoorloof om op die Sabbatdag goed te doen of kwaad te doen, 'n lewe te red of dood te maak? Wat doen die kerkleiers, geliefdes?
Hulle antwoord nie. Hulle bly stil. En in daardie stilte lê die sonde van die mensdom. Hulle weet wat reg is, maar hulle kies. Hulle maak 'n keuse om niks te sê nie. Ons kan ook in hierdie kwartaal wat voorlê 'n keuse maak om niks te doen nie. Ons kan kies om te swyg wanneer daar opgetree moet word. En daarom wil ek aan die begin van hierdie kwartaal ook waar ons katekisasie open na die tema kyk. Dis altyd goed om reg te doen, selfs wanneer ander swyg of teenstand bied. Ons gaan hierdie tema onder 3 hoofpunte beskou. In die eerste plek, die krag van stil bly as 'n vorm van teenstand. In die tweede plek, die radikale oproep om goed te doen, bo reëls en vrees. En derdens, gaan ons daarna kyk dat daar ook dikwels 'n prys is van gehoorsaamheid, want wanneer jy kies om goed te doen, moet jy weet dat dit jou iets gaan kos. Ons begin by die vraag van Jesus. Ons het gesê dat Jesus die Fariseërs en die skrifgeleerdes 'n vraag vra wat die wese van hulle geloof raak. Is dit geoorloof om op die Sabbatdag goed te doen, kwaad te doen, om 'n lewe te red of dood te maak? Jesus vra dus 'n direkte vraag aan hulle. Wat is hulle reaksie? Markus 3 vers 4 sê, maar hulle het stil gebly. Hierdie stilte was nie onskuldig nie. Dis nie 'n stilte van onsekerheid of onkunde nie. Dis 'n stilte van kwaadwilligheid. Die Fariseërs weet wat die antwoord is. Die wet van Moses leer self dat jy dier op die Sabbatdag mag uithaal as dit 'n put val. Jesus wys hulle ook in Matteus 12 daarop. Hoeveel te meer as 'n mens in nood is. Hulle weet dit, hulle ken die skrif, maar hulle swyg omdat hulle nie vir Jesus wil gelyk gee nie. Hulle swyg omdat hulle eie mag, hulle eie tradisies en aansien bokant 'n man se genesing stel. Ek wil aan die hand van hierdie skrifgedeelte vir jou sê vanoggend, geliefde, stil bly is dikwels die grootste vorm van teenstand. Jy hoef nie te skreeu nie, jy hoef nie te dreig nie, jy hoef net niks te sê nie. En deur niks te sê nie, sê jy eintlik baie. Dink aan die kerk wat swyg oor onreg in die gemeenskap, omdat hulle hoog verhewe nie betrokke wil raak nie. Dink aan die Christen wat swyg oor onregverdigheid in die lewe, onregverdigheid by die werk, omdat hy nie daar uitgestal wil word as een wat moeilikheid maak nie en so sy werk verloor nie. Dink maar aan 'n vriend wat jy het, wat swyg wanneer jou karakter in 'n geskinder agter jou rug vernietig word. Dink aan ouers wat swyg wanneer hulle kinders verkeerde keuses maak, omdat hulle nie konflik wil hê nie. Dink maar net aan jou vriend wat swyg as hy 'n ander moet reghelp. Daardie stilte is nie vrede nie, dit is medepligtigheid. Die filosoof Edmund Burke het op 'n dag gesê, die enigste wat nodig is sodat die bose die oorwinning behaal, is dat goeie mense niks doen nie. Ek wil dit graag herhaal, geliefdes, want dit is baie belangrik. Die enigste wat nodig is dat die bose die oorwinning behaal, is dat goeie mense niks doen nie. Die Fariseërs het niks gedoen nie. Hulle het net stil gebly. En daardie stilte was uit hulle oog beskou die doodsvonnis vir daardie man met die verdroogde hand. Nie omdat hulle hom doodgemaak het nie, maar omdat hulle met hulle stilswye geweier het om toe te laat dat hy genees word. Die grootste vyand van die evangelie is nie dikwels die openlike vervolger nie, maar die swygende gelowige. Die een wat sy geloof bely het, wat weet wat reg is, maar op 'n kardinale oomblik as gepraat word oor byvoorbeeld die maagdelike geboorte, as gepraat word oor die hemelvaart, as gepraat word oor die toepassing van die 10 gebooie in ons lewe, doodslaan, steel of wat ook al, verkies om stilswygend te kyk en niks te sê nie. Maar Jesus breek hierdie stilte in die sinagoge.
Hy sê vir daardie man om op te staan tussen hulle, en dan vra hy vir hulle die vraag. Hulle swyg, en dan sê Markus, en nadat hulle met toorn rondom aangekyk het, bedroef oor die verharding van hulle hart, roep hy die man na vore en sê vir hom, steek jou hand uit in vers 5. Kom ons kyk dit vir een oomblik na Jesus se emosies. Die teks sê, en nadat hulle met toorn aangekyk het, bedroef oor die verharding van hulle hart. Eerstens is daar toorn in die Here se hart, 'n heilige, beheerste woede. Dis nie 'n wilde, sondige uitbarsting, 'n geskreeu en 'n geskel nie, maar 'n morele verontwaardiging oor onreg. Jesus word kwaad omdat die Fariseërs 'n man se lyding misbruik as 'n valstrik. Hulle sien die verdorde hart en hand. Hulle weet dat hy kan genees, maar hulle verkies om te swyg en te oordeel. Sy toorn is nie teen die man nie, ook nie teen die Sabbat nie, maar teen die verharde harte van daardie kerkleiers wat God se genade teenstaan. Die tweede emosie wat Jesus toon, is dat hy diep bedroef is, diep verdrietig staan daar. Die Griekse woord sopeomai dui op meelewende hartseer. Jesus voel nie net woede nie, hy het ook pyn oor hulle toestand. Dis soos 'n vader wat kwaad is vir sy kind se opstandigheid, maar tegelijkertyd huil oor sy kind se verlorenheid. Jesus is bedroef omdat die Fariseërs die waarheid sien, die wonderwerke aanskou en tog hulle hart toesluit. Hulle verkies reëls bo genade, tradisie bo medelee en hulle eie mag bo man se genesing. Hierdie kombinasie, geliefdes, van toorn en bedroefdheid wys daarop dat Jesus se emosies nie eenvoudig is nie. Hy is nie net die sagte, geduldige leraar wat nooit kwaad word nie. Hy is ook nie net die kwaai regter sonder hartseer nie. Hy is volkome regverdig en volkome barmhartig. Hy word kwaad vir die sonde, maar hy is ook en word ook bedroef oor die sondaar. En dan doen Jesus die ondenkbare. Hy sê vir hierdie man, steek jou hand uit op die Sabbat, voor almal, voor sy vyande. Hy kon gewag het tot die volgende dag. Hy kon die man buitekant die sinagoge op daardie Sabbat in die geheim genees het. Hy kon die konflik vermy het. Maar hy doen dit nie, geliefde. Hoekom nie? Omdat dit altyd reg is om goed te doen. Altyd. Sonder uitsondering, selfs al is dit die Sabbat. Selfs al kyk die Fariseërs, selfs is hulle kwaad, selfs al kos dit hom later sy lewe. Jesus stel hier 'n beginsel wat ons hele Christelike lewe moet rig. God se gebod om lief te hê en lewe te red oorskry alle menslike reëls, alle tradisies en alle vrese. Die Fariseërs het die Sabbat gemaak tot 'n juk. Jy moet onthou dat by die 10 gebooie het hulle 613 addendums bygevoeg, wat by elke gebod gesê het wat mag en wat mag nie. By die Sabbat, die gebod rondom die gedenk die Sabbatdag van die Here alleen, was daar 39 wette wat hulle gemaak het. Jy mag net 'n sekere afstand stap, jy mag net 'n sekere gewig dra, jy mag nie 'n siek mens genees nie, tensy dit lewensgevaarlik is. Maar Jesus sê nee, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Markus 2 vers 27, die liefde is die hoogste wet, en dit geld nie net vir die Sabbat nie, dit geld vir elke situasie in jou lewe, geliefde. Dit geld wanneer jy bang is vir dit wat mense mag sê oor dit wat jy nou gaan sê. Dit geld wanneer die reëls van die samelewing of maatskappy sê jy moet stil bly oor onreg. Dit geld wanneer jou familie vir jou sê swyg, moet asseblief nie so ernstig aangaan oor jou geloof nie, jy dryf die familie uitmekaar. Dit geld wanneer die kerk vir jou sê moenie mense te veel skok nie, moenie boot in die samelewing te veel skud nie.
Jesus sê egter, doen goed, red lewens, selfs al staan jy in hierdie kwartaal alleen, selfs al swyg almal, selfs al is almal kwaad vir jou. Ek wil jou uitdaag, geliefde, vir ons almal, vir myself uitdaag met die oog op die kwartaal wat voorlê. Is daar 'n area in jou lewe waar jy weet jy moet goed doen, maar jy hou terug omdat jy bang is vir wat ander sal sê? Is daar iemand wat jy moet vergewe, maar jy hou vas aan jou trots? Is daar 'n onreg, waar ook al die werk, die familie, die huis, wat jy moet aanspreek, maar jy is bang vir daardie konflik teenoor mekaar? Is daar 'n geleentheid om 'n lewe te red, geestelik, emosioneel, fisies, maar jy wag vir 'n meer gepaste tyd? Jesus wag nie. Hy tree op en hy roep jou ook om op te tree. En ons wil graag glo dat as ons doen wat reg is, alles goed sal uitdraai. Maar Markus 3 vers 6 toon vir ons 'n skokkende wending aan. En die Fariseërs het uitgegaan en dadelik saam met die Herodiane raad gehou teen hom om hom om te bring. Kyk mooi, geliefdes. Jesus genees 'n man. Hy doen goed. Hy red 'n lewe, want onthou, as daardie man se hand gebreklik en verdorwe was, kon hy nie werk in die samelewing nie. Hy kon nie met een hand 'n brood verdien nie. Hy was afhanklik van ander. Hy red 'n lewe. En wat is die kerk se reaksie? Hulle wil hom doodmaak. Hulle beplan moord. Hulle is so verblind deur hulle eie reëls en mag dat hulle die een wat lewe gee wil uitwis. Dit is die prys van gehoorsaamheid. As jy kies om goed te doen wanneer ander stil bly, moet jy weet, geliefde, dit gaan vir jou iets kos. Dit kan jou vriendskappe kos. Dit kan jou werk kos, dit kan jou reputasie kos. Dit kan selfs jou veiligheid of jou lewe kos. Dink maar aan die Bybelse openbaring hiervan. Dink aan Johannes die Doper. Hy het die waarheid gepraat. Hy het vir die vrou van Herodias gesê, jy mag nie met Herodes trou nie. Jy is getroud met sy broer. En wat het gebeur? Toe sy geleentheid kry, het sy Herodes oortuig deur Salome om Johannes se kop op 'n skingbord na haar te bring. Dink aan die apostels. Hulle is vervolg. Hulle is gevange geneem. Hulle is doodgemaak omdat hulle geweier het om stil te bly. Dink maar aan Petrus en Johannes daar in die tempel na die uitstorting van die Heilige Gees. Toe daar die kerkleiers nog steeds sê, bly stil, moenie Jesus verkondig as die opgestane, opgevaarde Here nie. Toe sê Petrus en Johannes, ek kan nie anders nie. Ek staan hier waar ek staan. Ek is God, meer gehoorsaam as mense. Jesus self, hy het goed gedoen, ongeag wat die mense gedink en gesê het. Hy het genees, hy het wonderwerke gedoen en lewens gered. En tog het hom aan 'n kruis vasgespijker. As jy Jesus volg, dan word daar nêrens in die Bybel beloof dat jy dit maklik sal hê nie. Inteendeel, Jesus sê in Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld, geliefde, sal jy verdrukking hê. Maar hy sê ook in Johannes 14, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Die vraag is nie, sal ek lyding vermy as ek gehoorsaam is nie. Die vraag is, sal ek gehoorsaam wees, selfs al bring dit lyding vir my? Sal ek goed doen, selfs al staan die hele wêreld teen my? Sal ek geestelike lewe red, al wil hulle my doodmaak? Die Fariseërs, die kerk van daardie dae, het verkies om stil te bly. Jesus het gekies om op te tree. En daardie keuse het hom aan die kruis laat hang. Maar daardie keuse van Jesus het ook vir jou en my redding gebring. As hy stil gebly het, was jy en ek verlore, maar hy het nie stil gebly nie. Hy het sy hand uitgesteek, nie net om 'n verdorde hand te genees nie, maar om 'n hele ganse mensdom te red. Kom ons maak hierdie gedeelte prakties vandag, geliefde. Wat beteken dit in hierdie week wat voorlê, in hierdie kwartaal, vir my en jou om goed te doen,
'n lewe te red wanneer ander stil bly of my teestaan. Eerstens, in jou gesin. Dalk is daar iemand in jou huis wat seer kry, 'n kind wat verward is, 'n maat wat stry, 'n ouer wat eensaam is. Jy kan stil bly en hoop dit gaan gou verby, of jy kan praat, jy kan lief hê, selfs is ongemaklik om 'n lewe te red, emosioneel en geestelik. Begin dikwels met 'n moeilike gesprek. Vra maar vir enige oudering op huisbesoek. Wanneer daar gepraat moet word oor dit wat 'n probleem is, kerkbesoek, wat ook al, daardie herstel, begin met 'n reguit konfronterende gesprek met daardie lidmaat. In die tweede plek, in jou werksplek. Daar is dalk 'n kollega wat geboelie word. Daar is dalk 'n onetiese praktyk wat jy raak sien. Jy kan, en dit gebeur in Suid-Afrika vandag baie, jou kop wat sak, jy druk jou kop, sit vol struis in die grond, jy sien niks, jy hoor niks en jy weet niks nie. Of jy kan opstaan vir 'n geregtigheid en die prys betaal om 'n lewe te red, geestelik, emosioneel vir ons, is dikwels om jou reputasie op die spel te plaas. In die derde plek, in jou gemeenskap. Daar is mense wat honger ly, wat alleen is, wat vasgevang is in dwelms of prostitusie. Jy kan verbyloop, of jy kan betrokke raak. Jy kan gee, jy kan vrywillig hulp aanbied, jy kan in die samelewing 'n verskil maak. Om 'n lewe te red beteken nie ek het 'n hoop geld nodig om aan te dra nie. Bloot daardie konfronterende, jy hoort nie hier nie. Wat doen jy op straat? Jy hoort in 'n rehabilitasiesentrum om jou lewe reg te kry. Bloot daardie, wat soek jy op straat? Jy hoort nie hier nie. Die huwelik is heilig. Bring 'n verandering in mense se lewe. En as dit nie 'n verandering bring nie, dan sê die Here, lê daardie sonde op hulle skouers. Jy het dit aangespreek. Maar geliefde, as jy dit nie aanspreek nie, is jy medepligtig aan die sonde. Ek kan nie sê ek is in die samelewing, een kant in 'n kathedraal, in 'n klooster, ek gaan elke Sondag soontoe, ek is daar afgesonder van die wêreld, en dan hoef ek nie verder iets te doen in die wêreld daar buite nie. Paulus sê, ek is in hierdie wêreld, maar nie van die wêreld nie. En dis nogal 'n groot verskil. Ek is in die wêreld om Christus se lig uit te dra. Ek is in die wêreld om Christus se woord te verkondig. Ek is in die wêreld om daar waar die Here my plaas 'n verskil te maak. Vierdens, in die kerk. Daar is mense in ons kerk, oral op aarde, wat twyfel, wat gebroken is, wat uitgeworpe voel. Ek kan, soos die Fariseer sê, het gelukkig niks met my te doen nie, ek wil ook nie betrokke raak nie. Of jy kan nader gaan, jou hand op 'n skouer sit en sê, my broer, my suster, ek deel Christus se liefde met jou. Ek daal af van my troon en ek gee myself om daardie persoon met barmhartigheid te seën. Maar geliefde, en ek sluit die toepassing hiermee af, in die laaste plek, in jou eie hart. Soms die persoon wat die meeste redding nodig het, jouself. Jy bly stil oor jou eie sonde. Jy bly weg van genesing. Jy vas aan jou verdorde hart, omdat jy bang is om dit uit te steek. Maar Jesus sê vandag vir jou, steek jou hand uit. Laat my jou genees. Laat my jou vry maak. Dis altyd reg om goed te doen aan jouself, deur Jesus te volg en na hom toe te kom. Ek sluit af. Markus 3, vers 1 tot 6 eindig met 'n man wat sy hand uitsteek en genees word. Dit het begin met 'n man met 'n verdorde hand en eindig met herstel. Maar dit eindig ook met 'n groep mense wat so verhard is dat hulle die een wat lewe gee wil doodmaak. Die keuse, en dis 'n keuse in geloof vandag, is voor jou. Jy kan hierdie kwartaal, in hierdie week, in hierdie dag, soos die Fariseërs wees. Jy kan weet wat reg is, maar jy bly stil. Jy hou vas aan jou eie reëls, aan jou eie gemak, aan jou eie vrese. Jy kyk hoe Jesus goed doen, maar jy staan 'n tree terug, want dit is moeilik om hom te volg.
jy sal van jou eie reputasie en ding met prys gee. Of jy kan wees, en dis wat ons moet doen, soos Jesus ons vra om te wees. Jy doen goed, selfs al kos dit jou iets. Jy red geestelike lewe, selfs al staan die wêreld teenoor jou. Jesus was nie bang om by die fariseërs en die slegte mense van die samelewing te kom om 'n verskil te maak nie. Hy sê vir jou ook, steek jou hand uit. Steek jou hand uit en maak 'n verandering. Daarom roep die Here jou vanoggend. Hy sê, dis altyd reg om goed te doen, selfs wanneer jy anders stil bly of dit teenstaan. Jy hoef nie meer stil te bly nie. Jy hoef meer bang te wees nie. Jesus het die pad geopen. Hy het die prys betaal. Hy het die dood oorwin. Steek jou hand uit, geliefde. Doen goed. Red 'n lewe. En laat die Here die res doen in hierdie kwartaal. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, aan U alleen kom toe die eer, die dank, dat ons deur U geroep word om goed te doen, selfs as dit swaar is. Om goed te doen, ook wanneer mense nie daarvan hou nie. Ons wil bid, o Here, dat in hierdie kwartaal wat voor lê, elkeen van ons in hierdie gemeente die krag, die ywer van die Heilige Gees sal gee, om so te leef en so te werk, dat ek 'n verskil bring, daar waar U my plaas. Ons bid vir elkeen van ons, in ons kleinheid en ons swakheid, en ons weet, aan U kom toe die eer en die dank, die lof, tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan afsluit met Skrifberinge 14:2 vers 1 en vers 2. Ek wil graag vers 2 saam met u deurlees, want dit het soveel te doen met dit wat Markus 3 vir ons sê. Al sou ook dan die bose magte toeslaan, al sou selfs alles om my heen vergaan, die son verdof, die lewensvreugde wegkwyn, die ganse skepping sug te gronde gaan, nog sal ek juig in Christus, Heiland Heer. Want hoekom? U maak my sterk, oorwin die dood. U maak die aarde nuut, die hemel vry. En dan sluit dit af met, in U, o God, verbly ek my. Dis ook waarmee ons uitgaan in hierdie wêreld hierdie week. Ons verbly ons in die Here, dat hy ons geroep het, ons gered het en krag gee. Ons staan, daarna ons wegstuur seën en ook die amen. Sou dan ook die vrye boom die botnie, al sou die wingerd sonder druiwe staan. Die graan verdor, die vrugte korte weggooi, die beeste klei, vir alles die vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hoop, hy gee my krag, hy laat my loop waaraf die rebel gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Al sou dan die bose magte toeslaan, al sou selfs alles om my heen vergaan. Die son verdof, die lewensvreugde weggooi,
die ganse schepping zuchtig gronde gaan. Nog zal ik juichen, Christus heiland Heer. U maakt mij sterk, oorwin die dood. U maakt die argen die nog vrij. En uw God verblij ik mij. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die Here sal u seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.